Goeiedag geliefde en welkom by dag 2 van ons oordeenkings. Nou voordat ons vandag saam beweeg in God se woord, dan wil ek namens myself en die hele beleefspan net sê baie dankie. Dankie vir elkeen wat hierdie oordeenkings kyk, wat dit deel, wat dit like, wat kommentare los, elke keer as jy inteken. Ons het regtig al reeds begin sien hoe hierdie kanaal groei en net soveel mense bereik. Hierdie kanaal is 14 maande oud en ons sit al met 3400 subscribers en dit is besonder. Elke keer as iemand subscribe, nee, dan help dit ons om God se boodskap verder uit te dra. En elke keer as jy dit deel met iemand anderste, is jy aktief deel met sendingwerk en ons sê vir jou, ons waardeer jou. Nou gister het ons ontdek dat jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste gedagtes. Maar hier is die goeie nuus. Jy hoef nie te bly sit met die verkeerde denke nie. God nooi jou om op 'n nuwe manier van dink te begin dink en eintlik 'n nuwe manier van dink aan te leer. 'n goddelike herprogrammering van jou gedagtes. Hy baie bekende vers, Romeine 12 vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling sê: Moenie die gedrag van gewoontes van hierdie wêreld navolg nie, maar laat God julle verander in nuwe mense deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle weet wat God se wil vir julle is, wat goed en aanvaarbaar en volkome is. Geliefde, die Griekse woord wat Paulus hier gebruik vir vernuwe is anakainosis. Dit beteken letterlik 'n radikale innerlike transformasie, 'n totale verfrissing van denke. Dis nie bloot 'n paar positiewe gedagtes wat jy bymekaar voeg nie, dis 'n nuwe manier van sien, 'n nuwe manier van voel, wat lei tot hoe ons reageer en glo. As my denke verander my hele lewe. Ek wil dit weer sê, as jou denke verander, dan verander jou hele lewe. As my denke God se waarheid begin weerspieël, begin ek sy wil vir my lewe ontdek. Nie net vaal hoop of 'n wensie, maar sy goeie, sy aanvaarbare en sy volkome plan vir my lewe raak vir my duidelik. Dis wat Romeine 12 vers 2 eintlik vir ons leer. Nou, hier is waar die tekkie die teer tref vir 'n gelowige. Hoe anderste is jou gedagtes al vandat jy toelaat dat die Heilige Gees jou lewensrigting bepaal? Jy sê jy is 'n Christen. Dan vra ek vir jou, hoe lyk jou gedagtegang? Is dit al anderste? Het jy al beginne verander in hoe jy dink en hoe jy sien? Nou om jou prakties met dit te help, miskien moet ons hierdie volgende vraag oorweeg. In watter areas dink jy nog volgens die wêreld se gewoontes of dink jy al volgens God se manier? Waar het jy God se vars denke nodig, né? Wat sou in jou lewe verander? Dalk die volgende vraag. As jy God toelaat om jou denke radikaal te vernuwe. Geliefde, ons beweeg in die rigting van ons sterkste gedagtes. Daarom, ek wil jou aanmoedig, bid vandag eenvoudig, sê, Here, vernuwe my denke. Wys my waar ek is nog soos die wêreld en help my om los te breek van daai patrone. En dan prakties, skryf minstens een van daai leuns neer wat jy weet is nie van God af nie, né? En dan sit jy God se waarheid teenoor dit neer. Geliefde, waardetransformasie begin altyd hier, net begin hier in jou kop en in jou hart. Dis waar dit begin. Môre gaan ons verder beweeg want die geveg om ons denke is nie 'n natuurlike stryd nie. Dis 'n geestelike oorlog. Ons gaan môre praat oor daai gevegsterrein en hoe God daar vir ons wil transformeer. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. En dankie vandag, as ons weer eens lees in Romeine 12 vers 2, dat ons gedagtes moet vernuwe word, is hy eintlik besig om met ons te praat oor 'n innerlike transformasie, wat alles in ons lewens kan verander. En Here, mag ons hierdie week wandel met die wete dat die rigting van ons denke bepaal die rigting van ons lewe. Daarom het ons nodig dat U ons gedagtes transformeer met deur U bonatuurlike krag. Daarom vra ek, Here, gee vir ons die ywer en die durf om meer tyd te spandeer in U teenwoordigheid, meer tyd te spandeer in gebed, meer tyd te spandeer saam met U, sodat ons van binne af buitentoe kan verander. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Dankie dat julle deel. Dankie vir die kommentare. Gaan in vrede. Totsiens.